Welkom by 'n oomblik in die woord saam met Dr. Raymond Lombard, waar ons in die volgende 365 dae deur die hele Bybel neem, Oud en Nuwe Testament. Gaan vandag na raymondlombard.com, kry jou Bybel leesprogram en volg saam deur 'n oomblik in die woord. Geniet dit. 1 Samuel, hoofstuk 15. Toe sê Samuel vir Saul: Die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare: Ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die bandvloek tref alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie. Maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim, 200,000 voetgangers en 10,000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal 'n hinderlaag opstel, sê Saul vir die Keniete: Gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam wegruim nie, want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by hulle uittog uit Egipte. Toe die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af in die rigting van Sur, wat oos van Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die bandvloek getref. Maar Saul en die manskap het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes en die lammers, en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê: Ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê: Saul het in Karmel aangekom, en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig, en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom: Mag u geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel: Maar wat vir 'n geblær van kleinvee is dit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul sê: Van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskap het die beste kleinvee en beeste gespaar, om aan die Here u God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul: Hou op, dat ek jou kan meedeel wat die Here vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom: Spreek. En Samuel sê: Is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê: Gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die bandvloek en veg teen hulle, totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, en op die buit afgestorm, en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel: Ek het na die stem van die Here geluister, en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring. Maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. Maar die manskap het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bandgoed, om aan die Here, u God, in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel: Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens.
Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saamgaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou die Here jou verwerp, om koning oor Israel te wees. Toe Samuel hom omdraai, om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, wat dit het afgeskeer. En Samuel sê vir hom, vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeer, en dit aan jou naaste gegee, wat beter is as jy. En ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens, dat hy berou sou hê nie. En hy sê, ek het gesondig, eer my tog nou voor die oudstes van my volk en voor Israel, en kom saam met my terug, dat ek die Here u God kan aanbid. Samuel het toe teruggegaan agter Saul aan, en Saul het die Here aanbid. Daarop sê Samuel, bring Agag, die koning van Amalek, na my toe. Terwyl Agag dan opgeruimd na hom gaan, sê Agag, waarlik die bitterheid van die dood het gewyk. Maar Samuel het gesê, soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder onder die vroue kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangesig van die Here in Gilgal. Daarna gaan Samuel na Rama, en Saul het opgegaan na sy huis, na Gibea van Saul. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want Samuel het getreur oor Saul, en die Here het berou gehad, dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. 1 Samuel hoofstuk 16. Daarna sê die Here aan Samuel, hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai, die Betlemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, neem 'n jong koei met jou saam en sê, ek kom om aan die Here te offer. Nooi Isai dan na die offermaaltyd, en ek sal jou bekend maak wat jy moet doen, en jy moet die een vir my salf, wat ek jou sal noem. Samuel het gedoen wat die Here gespreek het, en toe hy by Bethlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoet gegaan en gevra, is u koms vrede? En hy sê, vrede, ek kom om aan die Here te offer, heilig julle, en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het Isai en sy seuns geheilig, en hulle na die offermaaltyd genooi. Toe hulle inkom en hy Eliab sien, dink hy, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Toe roep Isai Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Verder het Isai Samma laat verbygaan, maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. So het Isai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Maar Samuel het aan Isai gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isai gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isai, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en 'n mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met olie, en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het
klaargemaak en na Rama gegaan. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Toe sê die dienaars van Saul vir hom: "Kyk tog, 'n bose gees van God verskrik u. Laat ons Heer net sê, en u dienaars wat voor u staan, sal 'n man soek wat op die siter kan speel. En as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand. Dan sal dit beter met u word." Daarop sê Saul aan sy dienaars: "Kyk tog vir my uit na 'n man wat goed kan speel, en bring hom na my." En een van die dienaars antwoord en sê: "Kyk, ek het 'n seun van Isai, die Betlehemiet, gesien wat kan speel, en hy is 'n dapper held en 'n krygsman en wel ter tale en mooi gebou, en die Here is met hom." Toe het Saul boodskappers na Isai gestuur en gesê: "Stuur tog jou seun Dawid wat by die skape is na my." Isai neem toe 'n esel, brood en 'n leersak met wyn en 'n bokkie en stuur dit met sy seun Dawid na Saul. So het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan, en die het hom baie lief gekry, sodat hy sy wapendraer geword het. Daarna het Saul na Isai gestuur om te sê: "Laat Dawid tog voor my staan, want hy het guns in my oë gevind." En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand. Dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom. Handelinge, hoofstuk 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook, na sy lyde, om lewend vertone deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê: "Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" En hy antwoord hulle: "Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde." Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê: "Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het." Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon die ywerhaar, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar bymekaar was omtrent 120, en gesê:
Broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevangene geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het daaroor geval en oopgebars en al sy ingemande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is. Dit is bloedgrond. Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word en laat daar geen inwoner in wees nie. En laat 'n ander een sy opsieners ambt neem. Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het in die tyd, waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag, dat hy van ons opgeneem is. Van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. En hulle het 2 voorgestel. Josef, wat genoem is Barsabas, met die naam van Justus, en Matthias. En hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie 2 die een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons vertrou dat die woord vir jou tot seën was. Skakel gerus môre in waar ons verder lees in die woord.